wat dink jy? Chanel, wat dink jy? Vriende, wat is jou gedagtes oor hierdie Bybelvers? Ons lees in Filippense 4 vers 13: Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Chanel, ek het 'n vraag vir jou. As iemand vir jou sê ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee, wat dink jy bedoel hulle? Wel Janine, ek onthou toe ek baie jonger was, het ek baie gedink of meer gewonder, beteken dit ek kan op water loop ook? En daarom dink ek baie mense verstaan dit as ek kan enigiets regkry, ek kan elke droom bereik. Maar Janine, wat dink jy? Ja, dis hoe ons dit gewoonlik hoor, nê? Baie mense het daai wanpersepsie. Ek het al byvoorbeeld my velle weggeval, want mense het al vir my gesê God gaan my in staat stel om te staan. Nou vir die wat nie weet nie, ek is verlam. Maar ek het baie vinnig geleer, dis glad nie wat daai belofte beteken nie. Daai belofte beteken eintlik dat die Here my in staat stel om in my omstandighede dit eintlik te kan aanvaar. Janine, ja, daai is ek dink 'n baie goeie voorbeeld van hoe mense die vers verkeerd kan verstaan. Nie dat ek vir een oomblik dink of glo of sê dat so iets vir God onmoontlik is nie, want niks is vir hom onmoontlik nie, maar ek dink nie dis wat Paulus juis hier bedoel nie. Maar een van my gunsteling skrywers sê ook dat God nooit van ons iets vra sonder om ook die krag te gee om dit te doen nie. As God jou roep om iets te doen, dan sal hy jou ook toerus. Wat dink jy, Janine? En dis 'n baie gerusstellende gedagte of 'n belofte, Chanel, dink ek persoonlik. Want die krag waarna Paulus verwys, is dis geestelike krag. Nie bloot fisiese of finansiële sukses nie. En ek dink ons het geestelike volwassenheid nodig om hierdie reg te verstaan. Christus verander nie altyd ons omstandighede nie, maar hy gee ons die krag om daarin getrou te leef. Chanel, wat dink jy? Ek dink daar is baie waar, Janine. Want ek dink ook as mense dit so insien en so verstaan, dan vat dit ook daai fokus weg van ek kan alles doen of ek kan enigiets bereik. Maar eerder dan met Christus kan ek doen wat God my vra. Met ander woorde, wanneer God ons roep om iets te doen, gee hy ons die krag om dit te doen. Dis heel anders as die idee dat ek nou enige iets kan doen wat ek wil. Want hierdie vers gaan nie oor selfvertroue nie. Dit gaan oor Christus vertroue. En ek dink dis dalk wat Paulus hier bedoel. Nie dat die lewe maklik word nie, maar dat Christus sterk genoeg is vir elke uitdaging in ons lewe. Maar vriende, wat dink jy? Los vir ons jou gedagte in die comments hieronder en onthou om die like knoppie te druk. Tot volgende keer. Wat dink jy?